Ons almal weet hoe dit voel om partykeer so 'n bietjie in die donker rond te tas, om nie lekker te weet wat om jou aangaan nie. En dit is nie noodwendig altyd 'n groot geestelike krisis nie. Dis partykeer sommer net 'n week wat nie goed afgegaan het nie. Dalk iets wat ons gedoen het wat vir ons 'n skuldgevoel bring, wat so 'n bietjie in die aande in ons kop kom rondkrap. En dan tas ons so in die donker rond vir iets om aan vas te hou. Nou Karl Barth vertel dat hy, toe hy die eerste keer met die Romeinebrief regtig te doen gekry het, hierdie gevoel gehad het van in die donker rondtas. Hy sê dit het gevoel soos 'n man wat in 'n kerktoring opklim in die nag en is donker en is koud en die trappe is bietjie glibberig. En op 'n stadium verloor hy sy balans en hy gryp uit na die reëling en toe hy iets kry om aan vas te hou, gryp hy dit vas en hy trek daaraan en toe sit nie die reëling nie, toe sit die kerkklok. En skielik lei die klokke van die kerk oor die hele dorp uit en almal hoor die goeie nuus. En vir jou en my is dit die boodskap wat Romeine 8 vir ons bring. Romeine 8 in hierdie tyd, in hierdie wêreld waar ons soveel veroordeling beleef en soveel keer wat mense vir ons sê ons is nie goed genoeg nie of ons is nie op die regte vlak nie, kom Paulus met die pragtige woorde, daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus is nie. Niemand ons het verdien nie, maar omdat dit God se aksie tot ons is. Dis God se genade vir jou en my. Hy het al die skuld alreeds op Christus geplaas toe Christus vir ons aan die kruis gesterf het. En daarom is daar geen veroordeling nie en kan ons in 'n nuwe lewe lewe. En hierdie lewe het die Gees wat binne in ons woon. Hy is nie 'n besoeker nie, hy kom nie nou en dan nie. Hy is altyd binne in ons. Hy is altyd by ons. Dit is die tou waaraan ons vasgryp. En die mooi ding is dat daardie man wat Karl Barth van praat, het nie die tou daar gesit en toe daaraan gegryp nie. Die tou was klaar daar. En vir jou en my is dit presies so. Christus is klaar daar. As jy hierdie week wat voor lê, dalk met iets sukkel, dalk iets wat aan jou karring, onthou, jou redding hang nie af van hoe styf jy kan vashou nie, maar eerder aan wie die tou vas is. Daardie tou is aan Christus Jesus vas. Ek en jy net uitstrek en gryp. Mooi week.